Moenie stryd vang as iets na jou kant toe kom nie. Ek wil so 'n bietjie groet, en dankie sê eers, ek worstel daar, moet ek dadelik begin preek, moet ek, weet julle, as 'n ou hier is, moet jy een ding weet, jy moet so fyn luister wat God sê, fyn luister, en ek wil hê julle moet vandag fyn luister, moenie stryd vang nie, ons het net 2 ander lekker gekuier gelag, moenie stryd vang, as iets na jou kant toe kom nie, sê liewerste Here, kan U my verander. Ek wil vandag vir jou sê, as jy jou motor na die panel beating shop te vat, en hy het 2 duike in, miskien het Henry hom gestamp, miskien het Stefan hom gestamp, ek weet nie, en jy kom by die panel beating shop, na 3 dae, dan sê ek, waar jou kar, en die stampe is steeds presies so, gaan jy 'n fight opsit of is jy fine? As jy jou kar gehaal, en hy is nie reg nie, jy gaan nie tevrede wees. Hoekom moet God tevrede wees? Met elke dag wat hy vir jou sê, lees Bybel, jy praat oor Jesus, jy gaan kerk toe, jy gee jou 10de, maar jy bly met dieselfde duike. Hoekom moet God tevrede wees? Hoekom wil jy nie die duike laat uitkry nie? En vanoggend is hy hier. Hy gebruik my as die panel beater. en hy haal saggies. God is 'n wonderlike, liefdevolle God. Hy haal saggies die duike uit. Amen. En nou in 'n workshop gaan dit te kere. So ek gaan te kere gaan miskien. Maar hy haal dit saggies uit. Is 'n liefdevolle God. Amen. Ja, sê. Maar ek wil net my groep hier voorstel. Kom staan net gou. Nee, wat saam met my so ver kom. Net vandag. Kom julle saam. Sê vir hulle, julle kom met human trafficking. Kom, staan gou hier voor, ek wil net, ek sken julle sommer, julle gaan nie nou getuig nie. As julle nie saam met ons is, jy moenie kom nie. Hoor gou hier, kom hier na toe. Regtig, ek sê moenie voor die kamera verby loop nie. Hy loop van die kant af na dit om verby te loop. Ek het jou so lief. Ek het jou so lief. Maar jy gaan 3 gate gaan grou. Nee, ek spot. Ou Rian, jy sê, het jy al 'n gat gegrou daar by Sof? Waai net so. Jy was 5 jaar na die krokodille gekyk, nee. Ek het jy dan geroei, broer. Ek vra jou sommer verskoning vandag, waar ek jou te nagekom het. Want dit raak erof daar. Dit raak erof. Wou ek jou probeer in die dam stamp? Nee, moet nou nie sê ja nie, want dan gaan hulle dit glo. Prys die Here, dankie vir dat jy ons krokodille in die beginjare, toe ons gesukkel het, vir 5 jaar al was Rian. Dit is lekker om jou vanoggend te sien. En dat jy, ek gaan toch iets vertel. Ja, jy weet nie wat kom hier. Ek het die idee. Ek betaal elke maandag van Kimberley Blyk toe, krokodille is 350 km vandaan, betaal ons 'n sekere bedrag oor na Agri toe, hy gemaak vol, hy koop die aankope. So bel 'n boer my. Hy sê, het jy nie diesel nie? Ek sê, hoe bedoel jy? Hy sê, elke oggend, as Rian die werkers gehaal het, dan tou ek hom School of Fire toe. En partykeer tou hulle hom sound toe. Toe gooi hy nie altyd diesel in nie. Jy het daarom, maar jy loop uit. Ek bedoel, met die diesel, want ek het te min geld gegee. Toe kry hy hierdie wonderlike idee. Hy ry so eentjie en dan stop hy die tou hulle hom. Die 9 kilos plakkerskamp toe, en ry weer terug en tou hulle hom. Rian, jy's 'n ou wat kan dink. Dankie. Ag, jy's oulik. Ek wil net vandag vir jou sê, jy's oulik. Dankie vir wat jy vir ons gedoen het. Amen. Jy's 'n deel van ons familie nou nog. Prys die Here. Ons boer met Christelike diere, krokodille, ja. Daarom hoef ek nooit, kan ek preek net wat ek wil. Want ek is skatryk. Want 2 klein krokodilvelletjies maak 'n handsak van 75.000 na 120.000 rand.
Ek het nou weer, hoeveel krokodilletjies het uitgebroei? Jy was hier daar? Ja, so 1300. 1300 het nou uitgebroei. So hoeveel handsak is dit? Okay, jou wiskunde is nie so goed nie, maar jy is goed met krokodille. Maar sy het geran, help ran die van 1 Oktober af tot nou, laasweek. Die uitbroeiproses. 3 uur in die oggend opgestaan, gaan ran. Hierdie mense is lieflike mense. So dit is 650 handsakke, maal R70,000. Julle besef nou dat ek ryk is. Ek het nog net 1 handsak verkoop. Maar don't worry. Prys die Here, ons gaan nog baie verkoop, nee. Gaan nog baie verkoop. Luister hierso, kom ek skyn julle so 'n bietjie, julle is oulike mense. Henry is 'n maand en 'n half, is 2 maande. Ek is so dankbaar oor daai sendeling pastoor wat gekom het. Hy is, natuurlik is Jakob as jy betrokke met alles. Van berading af deur, maar hy is op ons Itola via farms, farm 1, farm 2, farm 3 en farm 4. Is hy die ou wat die gitaar slaat. God het 'n plant vir ons gegee, 'n turksvyplant wat vir die evangelie kan geld inbring en hy's vol van anti-inflammatoriese materiaal. En ons bemark dit op taninshop.co.za. Jy kry tans nog so 'n klomp vir min geld, vir anti-inflammatories, vir ontsteking, vir gout, vir alles. Maar nou kom 'n dag dat hy ook gaan duur raak, so wees versigtig. Die dieselprys styg, ons moet sien die prys styg. Okay, so dankie wat jy doen. Kom staan maar hierdie kant, ek weet jy ken nie 'n liggie. Hy kom uit die Kalahari uit met sy pyl en boogkoker. En 5 jaar sê ek vir hom, jy hoort nie in 'n tuin nie. Jy's geroep. En ek stuur hom weg. Jy ken vir Rianne, het hy jou geslaan. Jy het mos 'n oom Rianne uit het. Ja, oom Rianne. Nou weet jy, pastoor is jy dik net. Maar in elk geval, en weet jy, hierdie ouetjie het toe stuur ek hom eers weg. Sy pa nie wou nie hê nie, want sy pa was 'n EFF. Toe change sy pa se berei en hy sê meer EFF. En toe sê sy pa is fine en sy ma wonderlike kind van God en vandag is sy sussie my PA. Hulle is Khoisan. Laat hulle net nie die tradisionele klere dra nie, want julle sal skrik vir my PA dan. So ons kan nie dit doen nie. Die wêreld sal dan vir ons aanval. Maar jy's 'n eystermaat. Hy 60 woonbuurtes wat hy oor is in die Noord-Kaap, waar alkoholfetale syndroom die grootste is in die wêreld. Gaan Google, dis die grootste waar kinders dronk gebore word. En dan wil pastore nog 'n glasie wyn goed praat. Dis van die pad af, man. En julle ook wat hier sit, ek sê julle reguit. As jy sê 'n glasie wyn is fyn, jy's van die pad af. Ja, maar ek drink nie so baie nie. Man, jy's 'n kind van God, kom help liewers te daai kinders. Wie ek raak so opstandig sulke goed. Maar okay, kom ek kalmeer. Ek is by pastoor Tommy se kerk. Hy het my voor die tyd aangeroep gesê, ons sit 'n desibel daar gesit, ons toets jou klank, gedraai jou. Kerels, as ek hier gebly het ek na daai ou se kerk toe gekom, en sy vrou se kerk toe. Hy vergeet wel nou sy vrou se huwelik se denking, maar verder is hy dierbaar. Stefan, ek gaan jou nie baie voorstel nie, dis jou wat bekend is op TikTok. Eers die ring, dan die ding, maar ons gaan dit nou los. Maar hierdie ou gaan God groot gebruik. Julle gaan vir hom vir 'n jaar van oor 'n maand omtrent nie meer baie sien op Facebookie. Julle gaan vir 'n jaar lank hom niks sien omtrent. Gaan hom voorberei en ek weet jy het al met jou ma en ouma gedeel nie. Okay, begin 'n bid. Ek gaan hom voorberei. Die lande wat ek gedoen het, Noord-Korea en China, gaan hy by my oorvat. Ons is smokkelaars. Ons smokkel Bybels in. En by Kim Jong-un het ek persoonlik 'n Bybel gevat. Gaan kyk op YouTube. Uit vir my laat weet. Jy was nog uit daar, Rian. Hy het laat weet, ek maak jou dood as jy 'n Bybel bring. En toe gee hy vir my ook 'n Koreaanse Bybel per se. Dit is 'n oorwinning in oorwinning. Laat die oorlog maar daar woed. God weet wat hy doen. I love the rocket man. Ek like nie wat hy doen nie. But I love him. Okay, ons praat nie oor oorlog nie, want dan moet ek nou sê, Trump hou ek net 50% van en 50% hou ek van. Hy het my nou dag so teleurgestel. Hy sê, God gebruik hom nou. Maar toe hy nou dag vir die demokrate sê, okay, ek sal aborsie lig. Julle kan maar aborsie doen, stem net vir my hier. Toe sê ek, daar is die arm van vlees. Don't trust on die arm van vlees.
Maar oké, hemel hom maar 'n bietjie op. Cyril ry binnekort met 'n helikopter, ek weet nie waantoe nie, saam met Trump of waantoe nie, en hy gaan kuier vir Venezuela se president. Nee, dis net 'n grapie, hoor, ek weet nie wat gaan gebeur nie, ek praat net 'n bietjie nonsens, maar hy gaan voorberei word vir 'n volle jaar, so 'n bietjie van die platform afkom, hy gaan nie preek nie, julle gaan min sien, die studente mag hom nie sien nie, ek gaan hom voorberei, ons weet waar, en die ding is, julle moet verstaan, as ons Bybel smokkel, ons sit met mense in ons land, die regses, wil dit sê. Onder die regses, nie almal nie, sit ons met 'n komponent. Toe ek nou die dag gaan in Oekraïne en ek gaan red kinders, toe rapporteer hulle my by Putin. Hulle gee my location pinne weg. Hulle sê waar ons beweeg. Ja, kan sy van ook vir jou noem nou. Die regses, en hulle wat dit gedoen het. Ons sit met 'n bose kringloop van organisasies, Suidlanders, ek noem hulle by die naam, hulle wil my doodmaak, hulle kry dit nie reg nie, vrymesselaars en broederbonders wat nou die Afrikanerbond in die is. Ek sê nou vir jou, my God, ons is 'n bond met ons God. Hy speel nie. Hy speel nie. As julle in daai goed is, mense moet julle net mislei nie. Ek sal binnekort nou met die hoofde van die Suidlander verdediging onderhandel en praat. Ons loop 'n pad, ons gaan 'n pad begin loop. Ons het op 'n wonderlike wyse by mekaar uitgekom. Nou ons mekaar getackle het hier op sosiale media, maar die dinge gaan gebeur. Okay. Ons moet insypel dat ons mense reg kry. Suid-Afrika moet change. Suid-Afrika moet change. So ons kan nie ons planne bekend maak nie, en die Chinese gaan sien. Ja, hierdie ou preek in Suid-Afrika, en dan gaan hulle sy kop afkap, ouma. Maar weet jy wat, miskien is dit die beste vir julle vir hom. Nee, luister, hoor gou hierso, ons is in 'n ander bediening. Ons het 'n plekkie, en ek wil julle sê, ons is nie normaal Christene nie. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sending wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sending te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Mense like in 'n kerk sê, ek sal sterf vir Christus. Hulle wil nie eers lewe vir hom nie. Wow. Dan loop hy met die sigaret, of hy bly saam, of hy drink, maar hy sê, ek is hierdie Christen wat sal lewe vir hom. Sal sterwe vir hom. Jy wil eers lewe vir hom nie. Hoe sal jy sterwe vir hom? Don't talk nonsense, man. Ons het 'n hoekie, en ek wil hê die mense daar op Kruiskyk TV en YouTube moet kommentaar gee. Kan ek vir julle iets vertel? Ek lees nooit die kommentaar nie. Nou is baie mense se batterye nat. Ek hoor wat julle sê, ander kom vertel my, maar ek lees nie julle kommentaar nie. Ek is nie asblik nie. Maar hoor gou hierso. Maar die goeie kommentaar antwoord ek op. Dit lees ek. Ek wil net gou iets sê. Stoutjie. As jy sterf in die bediening, kom jou foto daarop met 'n silwerraam. As jy sterf, doodgemaak word in die evangelie. Hou is begrafnis vir jou, ons vat jou foto so met rooi verf, ons skiet hom so en ons hang hom op. Klink dit vir julle grous? Hoor gou hier, ons is in 'n ander bediening. Kom kuier vir ons, dan sien julle wat gaan. Laasweek wou hulle twee, die smokkelaars, die Nigerians het hulle getraai, kidnap. Terwyl hy op 'n toilet sit, ek sê, man,
Vat net so en smeer jou en sê, vat my! Vat my! Wat dan? Ek gaan vir julle 'n bietjie ander goed praat. Ons sit hierdie week en ons sit ek praat daar buite. Ons praat van manifestasies van 'n heks se kop wat in 'n perd verander. Mense, ek sê maar as jy dan kind van God is, waar lewe jy? Dat jy nooit hoor van duiweluitdrywing nie. Iemand wat vir my sê hy's 30 jaar gered en het nooit nog 'n duiwel uitgery. Ek sê vir jou, ek sit 'n question agter. My God sê in Matteus 10, hy roep die disippels, hy sê, ek gee aan julle die mag om duiwels uit te dryf. Toe ons uitdryf, dat is op 'n rapport se voorblad. Hy dryf duiwels uit, die wonderlikste getuienis. Hulle sit my op die voorblad omdat 'n autisme kind genees word. Is dit 'n sonde in hierdie land? Ek is gekap. Daar's mense opgetrek, wit mense, met tyres, om ons huis te kom uitbrand, oor die land, oor sulke goed. Omdat 'n kind genees, hy's nou nog genees, prys God. Nou is dit 'n oortreding. Maar okay, ek preek nog nie. Okay, Roan van Windhoek, en binnekort, wat leer? Het jy nou iets gesê? Binnekort, 'n groot gospelsanger en 'n ander sanger. Julle moet besef, die ou in die bar, gaan nie 'n gospelsanger laat kom nie. Maar hy gaan 'n ander sanger laat kom, en aan die einde van die aand sluit daar 'n lied af, wat almal hoek. We work on, en die mense sê, jy kan nie so wees, jy moet net of gospel wees of dit. Dan die swyser deur die dag, kan ook nie in die aand by die hospitaal gaan bid nie. Dan moet hy net voltyds werk. Hou op nonsens praat, en gaan al by die gangetjies in die kruispaaie, om in te kom. Kom net so, julle twee, ek gaan vir julle pak gee. Waar kry jy dit laat pad by goed, man? 'n wit ou en 'n kleerling kan liphuis uitdry. Ons soen. Julle is van die pad af, man. Laat ras by ras bly. O, okay. Jy's in jou hart gestuur nou, van julle. Julle het nou ombolle makiesie geslaan. Wow! Jou rasisme demoon kon dit nie teikie. Okay. Kom hier. Ag, smal, was jy volgens so kwaai? Hy's kwaad volgens. Oor 'n sleutel as hy kwaad. Jy's pragtig, hoor. Hy leer vir pastoor. Kom staan nou, ons gaan nie vertel wat is jou gevang agter die bosie. Kom gou hierso. Hey, jy mag dit nie vertel hè. Okay. Hy verkoop BMW parte, maar leer vir pastoor. Was 'n weeskind en ek is lus gelei. Ja. Doen dit net vir my. Sy gaan vir die eerste keer in 'n jaar haar ma, hulle nou weer 'n witbank kry en kuier. Ek is so opgewonde. Sy het pragtige houers. Sy onthou nog op 3, toe die welsynsbeampte haar aan die arm vat, van die ene ouers af en oor die straat loop en sê hierso. So of as human trafficking is. 'n kind, gaan nou maar daar saam. Ons land is van die pad af. Maar sy het oulike ouers. Jy's nie so oulik, jy met jou ouers soos hy. Gaan dit voor. This man was the laziest man on earth. Then his father and mother sent him to Royes. When he arrived, I gave him a spit, of wat is die ding wat jy graf? A shovel. And he started working. And after 3 months and 3 nights, 300 nights, he's no more lazy. Geef hom 'n lekker aan klap. Hy's eister. Hy's rarig eister. En sê, stuur julle kinders na my toe as hulle wil werk nie. I will show you. Hulle kry 'n krokodil en 'n tandeborsel en hulle moet sy tande borsel. Kom hier. Ag, ons gaan nie vertel waarvan af jy kom nie. Jy's net oulik en sy het versendeling kom leer. Ons gaan ook nie vertel waarvan af jy kom nie. Jy's oulik, polsmoor. Nee, los nou. Beskerm ons meisies vandag. Okay, bye. Kom jy, jou beskerm ons hier. Your name is, come here. Your name is Thandi Malema. Julius Malema's daughter. And I adopt her. Thank you, Julius, for this gift. But I lied to you. Ja, wat is jou naam van? My naam
is Adria Jans van Rensburg. Okay. 1 jaar oud, ry haar ma haar in kleertjies toe. Sit haar onder 'n bos. Mense kom verby, hulle hoor al huil. En sy raak by wonderlike ouers groot. En sy leer vir Sendling. Ek is so trots op die kind. Van Rensburg, gaan staan daar. Ek kan haar eers vir 'n BE gebruik nie. Want as sy op die vorm sou invul van Rensburg, dan sê hulle nee, kry vir ons ander BE. Verstaan? Hierdie is die oulike mense. Andries, kom met gou. Andries is van Ermelo en hy leer ook toe 3 jaar. Wie almal leer nou tans by School of Fire? Steek hand op of was daar? Steek op. Okay. 10, 15. Okay. Andries het hy 3 jaar klaar gemaak en ek sê toe vir hom, kom donderdag aan, nou wat verby is. Daar's toe sommer etes. Die wil net vir ons lekker etes en die mense neergesit. Ek sê maak orden jou sommer daar. En ek het 'n verrassing vir jou en jou vrou. Die eerste aand hulle is, sy kry haar eerste jaar sertifikaat, hy kry sy pastoorambt. Jy moet hulle ophemel. En ek sê ek wil julle bless. En almal daar hoor ek wil julle bless wat pastore raak. En ek bless hulle en ons gaan slaap in die parking area van BP Garage. Hierdie ou, sy ma se maag, slat sy pa met 'n besemsteel, laat hy moet dood en sy ma dood. Hy het in 'n skoenboks 2 van sy ma se kinders begrawe as kind. En hy's 'n pastoor. Eendag wil ek jou getuienis deel. Baie kragtig. Ontlos sy skoene vat. Gaan sit. Gaan sit. Ek is op TV. Julle wil hê ek moet rasse uitsprake maak. Okay. Mense, dis ons bediening, ons moet stuur. Mense het al na 'n kerk 'n paar keer al vir my 'n lepel kom gee, houtlepel, met die woorde stuur op. Dis my bediening. As dit voel, dis dit. As ek jou kan kry na die week, dat jy begin 'n Bybel lees en sê ek like net nie daai rooi kop ou nie, fine, my vrou like my. Jy hoef nie. En ons is 35, 36 jaar. Okay, nou nie die hele tyd gelukkig getroud nie, ek gaan nie lieg nie. Sy was die hele tyd nie, maar sy is 'n kat met 9 lewens, ek plant vir haar 'n bom, sy oorleef dit, ek try haar skiet, sy oorleef dit, en die ander goed het ek nog nie meer uitgekom, die kos bly stil. Maar, okay, op 'n tyd toe dink ek sy wil my doodmaak, dan is ek onder die stort. Dan maak ek nie my oë toe, ek brand my oë van die shampoo, maar kyk, ek het 'n vrees gelewe, hierdie vrou gaan my skiet. Maar ja, my vrou is 'n wonderlike mens, introvert, die meeste dink sy's kwaai, die meeste dink sy wil nie gesels nie. Wat? Jy's bang. Maar hoorie, maar sy was die hoof van kinderbeskermingseenheid in die polisie, en op 30, toe sy kolonel in die hoof, dit is nogal, sy kon nou nogal ver gewees het. En, ek spyt sy het nie klaar, ek nou haar pension. Maar okay, maar weet julle wat? Nog nooit het my vrou in 33 jaar gesê, jy gaan nie. En ek gaan baie, vir alle. As hulle hoor, dan skree hulle die kreet en daar ry die bus. Dan is dit net weer aan 'n groep. Rian, jy weet, ons gaan baie. En baie aande het sy, voordat ek vertrek, ons is in die slaap gehuil, want sy weet ek gaan Noord-Korea toe. En dan kry sy die skrif, you will be killed. Dan gee die Here skrif, ek gaan dood, deur 36 profete wat bel, verskillend, jy gaan dood. Nou dan moet jy dit mos nou glo. Ek berei voor, ek kry die hele familie, ek groet hulle, my dogter sit soos sy sê, pa, laat dit nou gebeur, jy wil doodgaan vir die evangelie, kos kry agter die rug is elke keer trauma. Ek sê, dis fyn, ja gaat ons. Voordat ons gaan 'n week, bel van daai 36, 25 weer. Rooi is, ons kry, jy word net gearresteer. En die een bel, hy sê, omdat jy soos Abraham geluister het, en steeds gaan, sê God, gaan jy nie meer dood nie.